Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens grantbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Peer. Gert, Gaan dit goed met julle? lekker, dankie en jy? Nee, dit gaan alright Peer. Jy seker 'n bietjie bekommerd omdat dit nou winter raak. Kom ons moenie nou spooke opjaag nie. Winter is coming. Hoor hierso? Jy en Piesangs, het julle 'n vriendelike verhouding? Ja, ek mag dit nie eet beweer hulle nie. Jy sien. Ja, want dit het te veel suiker in, Te veel vals dit suiker oor in. is. Maar ek verkies 'n piesang warm as hy so in die pan gebraai word met suiker en allerlei cinnamon. Wat is dit nou weer in Afrikaans? O ja. Nou Waar maar. Nou ja, gaan maar hierdie nou, landse mense dit was in my jong dae so toe ek nog kon eet, ja. Gert, dit klink vir my heerlik. Gert, wat nie lekker klink nie, is die moeilikheid met Amerika. En hierdie was nou vir my so half 'n skokonthulling. Ek was gister so positief, vandag wil ek bietjie anders. Ja, jy weet, lyk my ons kan ons dinge met Amerika nie regkry. Nou is daar weer 'n video ontdek waar Mcebisi Jonas 'n paar jaar gelede Trump allerhande goed genoem het soos 'n rassistiese homofoob onder meer en 'n narcis en al die tipe van goed. Jy weet, soos 'n vriend van my gister sê, kon die presidentsie nie maar net gegoogel het en geskryf het Mcebisi Jonas en Trump en dan sou hulle dalk hier op agter afgekom het nie. Maar nou ja, hierdie goed word maar opgediep. Jy kan deesdae niks meer sê nie. Ja. Dit bly daar vir ewig nie met hierdie sosiale media wat so maklik bereikbaar is. So mens sal nou maar sien hoe Trump daarop moet reageer. Die Breitbart News daar in Amerika het nou gister daaroor verslag gedoen en geskryf, jy weet, dis nie baie nice om sulke goed van die president van Amerika te sê nie. Maar lyk my hulle het ook nie net 'n probleem daarmee nie, hulle het 'n bietjie probleem met sy lewens- en wêreldbeskouing. Jy weet, maar Amerika moet maar ook aanvaar, ander lande gaan nie dieselfde as hy dink wat ambassadeurs na hom toe stuur nie. Jy weet, China se ambassadeur en Rusland se ambassadeur gaan dan heeltemal anders dink as wat Donald Trump en sy regering dink. Maar ons sal maar sien, maar ons moet nou ons probleme met Amerika probeer oplos, want dit raak nou al 'n bietjie lank en uitgereik en daar kom net nie enige wending in dit nie. En Trump klim kort op sy Truth Social en stuur goed oor ons die wêreld in, wat vir ons dit moeilik maak, wat die markte moeilik maak, die dollar en die rand. Jy weet, die verhouding raak nou baie wyd tussen hulle, die rand raak al hoe swakker. So ons sal moet 'n plan maak om hierdie verhouding baie vinnig reg te kry. Jy weet, as hulle Abraham Rasool uitgeskop het vir so iets, wonder ek hoe gaan hulle nou dink oor Jonas se uitlating. Die ding is, Jonas is nou nog nie 'n diplomaat nie. Jy weet, en ons sal ook maar een of ander tyd seker moet begin om te dink om daaraan om 'n ambassadeur aan te stel. Ek weet nie kom wag ons so by die ambassadeur. Ramaphosa sê, jy weet, ons moet nou eers wag tot alles nou mooi stabiliseer en alles nou kalm is, dan wys ons 'n ambassadeur aan. Maar nou is dit dalk al te laat. Maar ons sal maar sien, jy weet, ek dink nie Amerika is al klaar met Suid-Afrika nie. Amerika is toch, ek verstaan ook nie hoekom mense dink Amerika gaan so vinnig klaar wees met Suid-Afrika nie. Ons is in vir 'n redelike lang maraton, want daar is 'n hele wêreld se lande met wie Amerika nou eers moet afreken, elkeen op sy eie. So Elkeen op sy ek dink ons eie, moet maar 'n nommertjie vat en in die tou staan. Hulle sal by ons wees. Seker maar. Dit kan nou so aankorrel kom. Ja. Dis nou Suid-Afrika se beurt, maar Amerika is baie moeilik onder meer oor ons verhouding met Iran. Ja. Dit kan ek in 'n mate verstaan, want ek weet nie hoekom ons so goeie vriende met Iran nie, maar lyk my as jy eers 'n vriend van die ANC is, dan bly jy 'n vriend vir lewenslank. Jy weet, maar Iran is nie nou 'n baie goeie idee om vriende met Iran te wees nie. Ek kan nog die saak teen Israel verstaan. Dit hopelik is dit nie deur Iran aangevuur soos beweer word nie, maar Iran kan ek glad nie verstaan wat jy met Iran Hulle het nie industriële mag nie, Nee, daar- ek hulle is dink ons nie- het nie eintlik veel met hulle te doen nie. Jy weet, nou die dag toe hulle was toe sê Blyton se manne ja, maar hulle het in 1979 onmiddellik sanksies teen die apartheidsregering afgekondig, maar wat jy weet, is dit nou alrede hoekom jy nou met hulle weer vriendelik is? Jy weet, Toch hulle is het so ons- ver in die wêreld. Jy weet, ek dink ons kan baie meer ons aandag eerder bestee om weer 'n mag in Afrika te probeer word. Maar nou ja, so ons sal maar sien hoe hierdie ding met Amerika uitspeel, Peer, maar ek sien daar word nou beweer 'n paar lande het nou staan al in die tou om met Amerika te onderhandel oor die handelsgoedertjies en die tariewe wat ingestel is en so aan. So ja, ons sal maar in die tou staan en wag vir ons nommertjie. Maar dis die eerste keer in 'n lang tyd wat Amerikaanse president 'n regering bestuur soos wat 'n maatskappy se hoofuitvoerende beampte amper sal probeer, maar 'n roekelose ene wat sal sê hier's 'n offer. Counteroffer of loop weg. Ja, dis die ding met Trump, hy bestuur dit soos 'n besigheid. Ja. Kyk, baie soos hy program van The Apprentice, you're fired en jy is nie goed genoeg nie en al daai tipe van goed. Aan die een kant verstaan ek van die goed wat hy doen, want Amerika spandeer baie geld nie aan goed wat vir hom niks inbring nie. In die buiteland wat vir hom niks inbring nie en hy soos 'n besig, hy kyk na dit soos 'n sakeman, jy weet, hy sal sê, hoekom moet ek nou 5 miljard
dollar gee vir, jy weet, LGBTQ goeder in Malawi, byvoorbeeld, soos laas, jy weet, en dan dink ek, nee, maar dis mos nou geld, ons kom ons stop dit. Jy weet, dit kan 'n mens verstaan, die Amerikaanse ekonomie het ook maar sy uitdagings, Ja. en al hierdie markte wat ons so omgekrap is, gaan die Amerikaanse ekonomie ook tref. Jy weet, so dit kan 'n mens verstaan, maar jy moet verstaan, jy's nie alleen in die wêreld nie. Jy moet ander mense daarom ook behandel, menswaardig behandel en mooi met hulle praat en nie goed oor hulle op Twitter uitsteek nie. Praat maar met hulle, daar is diplomatieke kanale. Jy weet, maar dis nou maar lyk met die nuwe wêreld daai. Dit is Gert, maar die een ding bly staan, ons gaan ons verhouding met Amerika moet verbeter. En Ja. ongelukkig, mense was klaar 'n bietjie skepties oor Jonas gewees. Daar was mense aan beide kante wat gesê dis 'n goeie aanstelling, ander het gesê nie. Na gister is daar nou meer verstaan mense wat skepties is oor verstaan want hoe gaan Donald Trump reageer? Ja, hoe Nie gaan hy noodwendig oor reageer? hom as mens nie, maar hoe gaan hy reageer? Kyk, en Jonas dink ek is 'n goeie aanstelling. Jy weet, en hy's 'n man wat een van die min ANC-lede wat 'n bietjie spiere gebult het teen die Guptas destyds, jy weet. En dit moet in sy gunst stel en hy's 'n eerlike mens. En so, ons hoop nou maar die dingie kan op 'n manier opgelos word want ja, soos jy sê Jennifer, is ons tweede grootste handelsvernoot is dit nie. So ons kan nie net 'n speletjie speel met Amerika. Dan van Amerika na die DA. Ja, dis baie interessant. Die Instituut vir Rasseverhoudinge is 'n meningspeiling wat wys dat die DA op die oomblik meer steun as die ANC het. Nou daar's twee goed hier omtrent. Jy weet, die een ding is waarnemers het al verlede jaar gesê daar's net een plek waar jy in die ANC gaan en dis onder. En dit word duidelik nou weerspieël hierdeur. Die ander ding wat hier uit duidelik is dat mense gevra as respondente is uitgevra oor wie sal hulle nou stem as daar vandag 'n verkiesing gehou word. Dit is gedoen tydens hierdie groot debat oor BTW verhogings. So mense het duidelik hierso gedink kom ons stem vir wat my sak gaan raak. Jy weet, en dit is 'n baie goeie teken dink ek in die Suid-Afrikaanse demokrasie as mense vir sulke goed begin stem en nie meer begin stem omdat die party sê ek het jou uit apartheid bevry en al daai tipe van goed nie want jy weet daar mense wil nie meer oor die verlede altyd die heeltyd hoor en hoe dapper die ANC was nie. Hulle wil weet wat gaan die ANC doen vir ons in die toekoms. Jy weet en hier kom die DA en die DA is vir die eerste keer in 'n baie lang tyd aan die sogenaamde regte kant van sake. Jy weet hy teen die BTW gekant is saam met MK, saam met die EFF, saam met die vakbonde, saam met baie sakemense en dit is vir my 'n goeie teken. Jy weet soos Herman Pretorius wat die peiling gedoen het namens die Instituut vir Rasseverhoudinge sê dit kan dalk regtig 'n betekenisvolle oomblik in ons geskiedenis wees as dit wys dat dinge so draai dat jy vir sulke goed begin stem. En dis hoe kiesers moet stem. Jy weet jy moet stem vir die party wat dit vir jou makliker gaan maak om ekonomies te oorleef in die land want dit draak vir mense 'n krisis. Dit doen Gert, ek wil op 'n aanlas om te sê ek dink mense moet begin stem oor die huidige sosio-ekonomiese probleme wat ons het want daar is soveel probleme wat nie opgelos word nie. So gaan jy aanhou en gaan ek gaan aanhou stem vir 'n party wat 30 jaar terug vir my die beloftes maak het of gaan jy vir iemand stem wat nou vir jou die diens kan lewer, nou die ligte kan regmaak, nou kan seker maak misdaad is minder. Daai tipe ding wat elke dag elke persoon beïnvloed, daai party gaan jy sekerlik voor stem. As Ja, jy jy kom gaan by beslis. ekonomiese bevryheid dan Ja. kan 'n mens mos net vir die EFF stem. Pierre, hulle stem het ook toegeneem en die MKP se nou ook wat seker 'n bietjie ontstellend is, maar dit is nou gesien in die lig van hulle teenkanting ook teen BTW. Jy weet so miskien oor 3 maande as jy weer vir mense die vraag vra, dink hulle anders daaroor. Maar jy weet die ANC dink ek het homself hier in die voet geskiet. Ons weet ook daar was teenstand in die ANC teenoor hierdie BTW verhoging. So ons gaan nou sien hoe dit uiteindelik gaan uitdraai. Jy weet julle het vanmôre op die nuus gehad Rais Mzansi wat gesê die minister moet dit oplos. Jy weet daar was sprake in die Sunday Times in die naweek berig die ANC gaan dalk afstand doen van hierdie BTW verhoging. Ja. Dan is die hele geveg in die RNE verniet gewees. Jy weet ja, so dis maar tipies politici hier vir jou in Suid-Afrika. Jy weet, ek dink net die ANC moet begin besef hy's in die moeilikheid, hy's in groot moeilikheid. Hy het nie meer die meerderheidssteun in die land nie. Hy moet daarom regeer asof hy saam met ander mense regeer. Nie meer asof hy alleen regeer, asof hy alles net kan deurstoot soos wat hy wil nie. Hulle sê die hele tyd hulle is verbind tot die land, tot die toekoms van die land. Wys dit 'n bietjie vir ons. Wys dit 'n bietjie vir ons deur saam met jou vennote in die RNE te werk. Jy weet maar op die einde van die dag hoop ek nou maar die RNE hou. Ek dink die ANC en die DA het mekaar nodig. Die een kan nie sonder die ander nie. So kom ons kyk maar hoe dit gebeur. Jy weet, mense soek net daai standvastigheid, daai stabiliteit 'n bietjie. Ja. Absoluut. Gert, die departement van Justisie dank 'n klomp mense af. Ja, 54 amptenare is in die 2024-25 boekjaar afgedank. Dit wys daarom seker vir jou daar word planne gemaak om op te tree teenoor allerlei goeters soos dissipline, integriteit, korrupsie en al die tipe van goeters, mense wat
sommer net wegbly van die werk sonder verskonings en so aan. Dis 'n baie goeie ding wat gebeur. Jy weet, ek sien die Departement van Binnelandse Sake het ook al 'n paar mense afgedank. Hulle is besig om sake te ondersoek. Hier is nog sake in justisie wat ondersoek word. Dit is net verstommend, jy weet, om te dink dat daar so baie mense is wat hulle aan sulke goed skuldig maak. Ja. Jy weet, mense wat nie besef hoe waardevolle werk is nie. Wat gaan nou van daai 54 mense en hulle gesinne word nie, moet 'n mens die hele tyd vra. Maar dit is baie goed dat daar opgetree word teen sulke mense, veral binnelandse sake dink ek, want daar's baie korrupsie in binnelandse sake en dit lei tot onwettige immigrasie en al die tipe van goed. En justisie is tog ook baie belangrik vir die land, want jy voel dis waar jy geregtigheid moet kry en daar kan mense nie korrup wees en so nie. Maar so ons hoop hierdie goed hou maar aan en staatsamptenare kry bietjie meer verantwoordelikheid en besef hulle is daar in diens van die publiek wat hulle salarisse betaal Absoluut. met hulle belastinggeld nie. En dan wil hulle die hele tyd verhoging hê. En ons praat gereeld oor, jy weet, staatsamptenare, nie almal nie natuurlik, en ons vra gewoonlik baasaanspreeklikheid vir juis hierdie tipe dinge. So dit is interessant om te sien dat daar wel beweging is. Ja, nee, dis baie interessant om te sien en ek hoop tog dit kan bietjie volgehou word, jy weet, in ander Ja. departemente ook. Dan in Afrika, humanitêre krisis in Sudan. En ons praat so gereeld oor Sudan en dat hierdie arme land eintlik glad nie enigstens genoeg aandag kry nie. Nee, glad nie, Jennifer, dit voel vir my dis net ons wat daaroor praat. Jy Ja. weet, en niemand anders praat daaroor nie. En Afrika is nie geplaas daaroor nie. Jy weet, dis hoekom ek nou gesê het Suid-Afrika moes eintlik 'n leidende rol hier gespeel het. Ja. Want hierdie is op ons voorstoep, jy weet, as ons die verskoning gebruik, ons is in die deurkabel, ons wil keer vlugtelinge, dan gee Hoekom hulle is ons self nie in vir Sudan nie? Jy weet, en dis die ding waar ons en die Afrika-Unie beteken niks. Die Afrika-Unie kan maar net sowel ophou bestaan. Die Verenigde Nasies beteken niks. Jy weet, 'n mens kan aan die een kant verstaan dat plekke soos die Afrika-Unie en die Verenigde Nasies nie soldate na so 'n plek toe kan stuur nie, want nou stuur die sê nou maar Fiji se soldate soontoe en hulle word doodgeskiet vir wat? Ja. Jy weet, hoekom sal 'n Fijiaanse soldaat byvoorbeeld voel hy moet as lid van 'n VN-vredesmag daar gaan mense uitmekaar uithou. Jy weet dieselfde wat met ons in die DRK gebeur het, maar dit is verskriklik die hongersnood, die ontheen ding van mense. Jy weet en dis asof dit moenie gebeur sê hierdie berig nie, maar dit is asof Sudan die hele tyd meeding met Palestina en met die Oekraïne. Jy weet en daai twee is die hele tyd in die wêreld se oë en hierdie Sudan word net nie aan gedink nie. Jy weet en nou was daar in Dinsdag was daar 'n beraad in Brittanje van alle plekke. Jy weet hoekom moet daar in Brittanje 'n beraad gehou word? Daai beraad moes al lankal in Pretoria gehou gewees. Ja. Waar Afrika lande saam sit en regtig 'n plan maak. Ek weet nie of hulle die mense sal kan ompraat om vrede te bewerkstellig nie, want die oorlog is jy weet hulle daai krapperigheid kom al lankal. Maar ergens moet 'n plan gemaak word. Jy weet ek dink daar's hongersnood wat honderde duisende mense in die gesig staar. Daar's al 4 miljoen mense wat uit die land uit gevlug het wat na buurlande toe gaan. Buurlande wat dit ook nie breed het nie, wat nie vir so baie ekstra mense kan sorg nie, jy weet. En jy weet nou kan ek nie aan die mooi Afrikaanse woord dink nie, maar die atrocities Ja. neem daagliks toe. Daar's 'n vlugtelingkamp byvoorbeeld ook aangeval. Jy weet mense hoor net van sulke goed in Palestina, maar hier gebeur dit op ons voorstoep. Jy weet in Sudan is 'n groot land, dit het wat 51 miljoen mense. En ek dink daar's nou die dag 148 mense wat kan bevestig word wat doodgemaak is in die vlugtelingkamp, maar mense dink daar's meer as 400 mense doodgemaak. Jy weet en sulke goed beïnvloed die hele land en ek weet nie is daar 'n toekoms vir so 'n plek. Jy weet as hongersnood meer as 600 000 mense beïnvloed. Jo, dis Hoe maak baie. jy kinders in so 'n plek groot? Hoe maak jy mense opgewonde daaroor die toekoms? Ek weet dit geld natuurlik Palestina en Oekraïne Ja. ook, maar En as jy sê ons praat so gereeld van Afrika eerste of ons leiers. So jy weet Afrika eerste, ons moet kyk na Afrika, ons moet kyk na die kontinent en tog gryp niemand hierin nie. Nee, Tog praat ons nie hier nie. jy weet ons groot probleem het begin met Jacob Zuma, met Nelson Mandela en Thabo Mbeki in beheer van die land het ons baie uitgereik na Afrika toe en jy weet Thabo Mbeki die hele tyd gepraat van hierdie Afrika Renessans. Ja. Dit het nie altyd gewerk nie, maar ten minste was ons 'n mag in Afrika. Thabo Mbeki het nou net gesê dat George Bush van Amerika toe hy president was, het hy nie 'n besluit oor Afrika geneem sonder om eers met ons te praat nie. En toe kom Jacob Zuma en niemand weet eintlik wat die buitelandse beleid onder hom was nie. Jy weet, ons het Omar el-Bashir wat begin het met die probleme in Sudan was hier ons moes hom in hegtenis geneem het omdat die internasionale kriminele hof lasbrief vir sy hegtenisnaam uitgereik het. Ons het nie, jy weet. En Zuma het heeltemal die Afrika plot soort van verloor. Ek meen hy was betrokke daar in die Sentraal-Afrikaanse Republiek vir allerlei dinge behalwe menseregte en so aan waar ons beermag ook sleg tweede gekom het.
En ja, sedert dit het net nooit weer reggekom nie. Cyril Ramaphosa praat ons moet die hele tyd in Afrika betrokke wees, ons moet Afrika bly, ons was in DRK, ons was in Mosambiek, maar ons het nog nie weer daai gesagsposisie ingeneem in Afrika nie. Tjoh. Dan beplan Rusland aanvalle op ander lande. Ja, Rusland sê sy spionasiehoof het 'n bietjie gekyk daar na die Baltiese lande, Letland, Estland, Litouwe en Pole is ook bietjie gewaarsku. Jy weet as Rusland nou sy sin kry in Oekraïne, dan kan hy dalk 'n bietjie ander spiere begin bil. Dis amper soos Hitler in 1938. Hy het die land ingeval, toe los hulle hom, toe val hy nog 'n land in, toe los hulle hom, toe val hy nog 'n land in, toe los hulle hom, toe annekteer hy nog 'n land, toe los hulle hom en uiteindelik het hulle eers opgetree na 'n lang ruk. Jy weet so baie mense is bevrees die situasie daar kan in die trant verloop. Die ongelukkige ding wat deesdae ook gebeur met die Oekraïne, Rusland het sy stryd daar verskerp nie. Ons het daai aaklige aanval van vroeër die week gesien. En dit kom nou met hierdie nuwe bewegings uit Amerika uit wat nou weer vir Oekraïne die skuld gee vir die oorlog en so aan. Jy weet, baie ongesonde situasie. Die spanning neem toe in Europa. Jy weet, daar's weer lande wat vir mense pamflette uitreik wat sê wat jy moet doen in geval van 'n oorlog en so aan. So ek kan nie dink dat dit nie 'n baie gesonde situasie in Europa is nie. Dit maak jy weet die hele wêreld is maar gespanne plek op die oomblik. Nou gepraat van ongesonde plekke in Europa en die weergerd. Pierre, jy sal dalk hierdie bietjie meer geniet. Ja, Pierre, jy sal dit geniet, 'n tropiese nag, né? Wat beteken 'n tropiese nag vir jou? 'n warm nag. Een waar die temperatuur nooit onder 20 grade Celsius daar nie, waar jou klere aan jou vassit, Nee. waar die lakens aan jou vassit, Nee. waar jy dit help nie as jy die vensters oopmaak, as jy die vensters oopmaak, kom net die muskiete Middel in. van die nag see swembad, neonligte, tequila. Ja, gaan jy in die swembad kan slaap. Nou, jy kan probeer. Nee, want mense sê daar in Europa wat blykbaar die vasteland is wat die vinnigste verwarm. Was daar verlede jaar wat een van die warmste jare op rekord was daar baie nagte wat tropiese nagte was. En dit is blykbaar ook nie goed vir jou gesondheid nie, want jy moet rus. Dis presies. Jy moet rus. As jy nou al klaar 'n warm dag gehad het en jy het nou nog 'n warm nag en jy kan nie slaap nie, jy weet. Altyd mense kan jou verskoon as jy nie kan slaap nie omdat jy op jou senuwees is omdat jy op groot ontbyt moet verskyn. Maar as jy nie kan slaap weens hitte nie, is dit baie erg. Julle twee moet trek Marion Eiland toe. Nee, ek Dis weet nie wat lekker koud koel genoeg is daar. daar nie. Maar ook hierdie tropiese en die hitte in Europa beïnvloed ook die manier waarop mense vakansie hou. Dit beïnvloed die maak van wyn. Hulle het baie swak wynoes gehad weens die hitte. In Italië het self sê hulle die sypaadjies gesmelt. Ek weet nou nie hoe gebeur dit nie. Ek dink dit is dalk seker maar die strate. Want is flippend warm. Dis warm. Romeis Weet jy, sypaadjies. mense gaan meer Skandinawië toe. Hulle gaan nie meer Spanje en Portugal en daai plekke toe in Griekland waar daar soveel brande en goed was nie. So die hitte is nie 'n goeie ding nie, Peer. Nee. Mense moet alles in matigheid ervaar. Ek hoor wat jy sê. Ek het die artikel gelees. Hulle sê 40% vermeerdering van Britse toeriste in die Skandinawiese lande. Hulle Google nou selfs dis July holiday where it's not too hot. Ja. So dis 'n groot Google ding wat opkom nou. So mense soek vir 'n plek in Europa wat nie meer warm is nie. Ja. En as jy kyk na daai grafiek met die kleur, dan besef jy dis die warmste somer gewees in ooit nog in Europa. Van hulle rekords gehou het. Die afgelope somer, ja. Ja, en dinge lyk net nie goed wat die klimaat betref nie. Nee, daai is net onaangenaam. Dis eintlik al. Gert, dan 'n vreemde storie oor mure wat gesmokkel word. Goeie aard, dis die eerste keer in my lewe wat ek gehoor het daar's 'n onwettige handel in die mure. O, niere. Mure. Ants. Ants. Wel, ek weet van niersmokkel, maar miersmokkel is iets heeltemal anders. Smokkel is iets heeltemal anders. Hulle het 4 smokkelaars in Kenia op heterdaad betrap toe hulle duisende lewende mure uit Kenia wou uitvoer. Kyk, lyk my as jy nou ryk is en jy bly nou buite Afrika en jy het nou genoeg renosterhoring gesnyf en jy weet nou nie wat om met jou geld te doen nie, dan hou jy hierdie mure aan en jy bou hierdie muurplase en kyk hoe hulle 'n kolonie en so bou. Maar wat die mense nie besef nie, dit beduiwel die ekologie. Jy weet, in Kenia beduiwel hierdie mure is baie belangrik vir die ekologie. Jy weet, ja, hulle het 5000 koninginne is onderskep wat in 2244 houers verpak was. Die straatwaarde is so wat R150 000. Die arme mure, hulle is in hierdie spuitnaalde verpak met watte en so. Blykbaar sou hulle 2 maande kon oorleef in so spuit. Maar nou ja, nou is die mense 2 Belge, Vietnamees en 'n Keniaan het skuld erken.
en hulle is nou in die hof en hulle bly in Hierdie aanhouding. is die vreemdste ding Dis wat ek baie in my vreemd, lewe dis baie- gehoor het. Wie Maar- hierdie mure gaan vang, en die tyd gevat om die mure te vang. Die arme mure, jy weet, en dan as jy vat hier by ons, kyk jy handel in onwettige handel in vetplant en al daai tipe van goeder. Jy weet, dit is verskriklik hoe dit aangaan. Hoe goed net uitgevat word en jou ekologie omgekrap word. Hoor jy sê hulle 2 Belge, 'n Vietnamees en 'n Keniaan. Ek sal vir jou sê een van daai is maar altyd iewers betrokke. Maar dan hulle sê 'n bron, heel nie onder van die artikel, 'n bron in muurhandel sê verskaffers het 'n lisensie Ja, nodig. ja. In Antras. Ja. Dis blykbaar 'n winkel of 'n ding. Hulle lys die prys van lewende koninginne van die spesies as £100. Hoewel hulle voorraad tans uitverkoop is. Nou wonder ek, wie is besig om voorraad aan te skaf? Ja, kyk maar as jy nou 'n lisensie kry, kan jy dit seker wettig uitvoer, dan word dit beheer. Dan kan daar nie sommer 2000 op 'n slag heen uitgevoer word. Dis seker nie 3 of 4 of 5. Maar nog steeds, ek het regtig nie geweet daar's 'n internasionale muurhandel. Ek ook nie, want ek sit net en wonder hoeveel geld is daar nou eintlik hier buite my huis. Jennifer, Ek gaan nie smokkel Hoe groot nie. is hulle? Nee, ek gaan nou gaan kyk as ek by maar die huis hierdie kom. mure is baie groot, lyk dit vir my. Ek kan nou nie, hulle het 'n wetenskaplike naam daar, maar ek kan mos nie die goed uitspreek nie. Maar ja, jy kan seker nou gaan kyk daar buite jou huis, maar daar by my is ook baie mure, maar hulle is baie klein. Dis niks werd. 5 sent mure. 5 sent mure. Ja. En nou moet jy nie nog die mure vang, nou moet jy dit nog mooi in 'n Nee, spuit hoog genoeg, Die dit is mense, die die vreemdste smokkelaars het nog regtig baie moeite gedoen. Ja. Sit die mure in die spuitnaald, sit 'n stukkie Almal water sulke in, dik maak hom opgeswelde mooi toe. vingers van die buite. Ja. Nee, ek wonder man, of die julle- mure kan Smokkelaars se dik vinger opgeswelde vingertjies. Nie die So hulle vang- mensdom nie, die mensdom is 'n vreemde Nee, spesies. verskriklik. Hy gee niks om vir sy omgewing of vir arme diere nie, jy weet. As jy nou dink dat jy 'n magtige dier soos 'n renoster doodmaak sodat jy sy horing kan afsny sodat 'n ryk persoon elders in die wêreld wat babbelas het dit kan snyf en dink dit gaan die babbelas opklaar. Dit is verstommend. Gert, ja, dit Nee, is. ek wil liewers nie weet. Jy weet ek wens net die mensdom het nooit die vermoë ontwikkel om vuurwapens te vervaardig nie. Dan sou die wêreld dalk al 'n beter plek gewees het. Maar nou ja, nou help dit nie om te dink daar sou beter tye gewees nie. Ons moet maar hanteer waarmee ons sit. Dis baie waar. Gert, baie sterkte vir jou sokkerspan hierdie week. Ek hoop dit gaan Baie beter dankie met Jennifer, jou. en jy het nou jy's rooi aan vir vanaand se stryd teen Arsenal teen Real Madrid. Peer gaan ek is seker gaan ook vasgenaal voor die TV sit. Dankie Asseblief. Gert. Dit is Gert van die Westhuis en bly gerus skakel net nog ons voor. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.